en dit is Jesus. En Here, ons verlang daai dag wanneer hierdie tydelike moet die ewige oorweldig sal word. Maar terwyl ons hier is, Here, sal ons opstaan in U krag en in U heerlikheid en ons sal leef en ons sal oorwinning bring in Jesus se naam. U het ons hier gesit in 'n krom en 'n verdraaide geslag om skynende ligte in 'n donker wêreld te wees. Ons sal opstaan in heerlikheid. Ons sal al U heerlikheid sien en al U oorwinning ervaar en ons dank U daarvoor. Ek bid vanmôre, Here, vir elkeen wat hier is, U seën, U liefde, U oorvloed oor almal. Ek bid vanmôre vir U woord aan ons harte, Here, dat dit sal indring en laat U waarheid in ons harte sal inbrand en laat ons sal ervaar, Here, U is 'n God van naby en nie 'n God van ver nie. Dankie dat U met ons is. Dankie Heilige Gees dat U ons lei elke dag. Dankie dat U vrede ons toevou. Dankie dat ons vanmôre hier kan staan met hoop vanmôre en vir oormôre en ons U oorwinning kan ervaar. Ons dankie daarvoor in Jesus se naam. Amen. Baie dankie, julle kan maar sit. Wat 'n wonderlike dag. Dankie julle musiekmense. Ons musiekmense is die beste in die weste. Ons waardeer julle en is wonderlik om saam met julle die Here te loof en sy naam groot te maak. Ek wil nou gou begin hier vanmôre. Ek wil iets vir julle lees wat ek hier op sosiale media die week gesien het. Ek sit altyd ons kerkgoed op die ding lig en lewe en toe ek haar oopmaak, dis hierdie ding daar en ek lees dit was nogal vir my inspirerend en miskien is dit vir julle ook. Miskien het julle dit gesien. Dinge wat my oupa sê 'n mens van jou hond kan leer. Julle het dit gesien? Niemand nie. Okay, ek gaan dit vir julle lees. Moet nooit die geleentheid laat verbygaan om in te spring vir 'n plesierrit as 'n motor iewers heen ry nie. As die mense vir jou vir wie jy lief is tuis kom, hardloop dadelik uit en groet hulle met alle vreugde waaroor jy beskik. Knip 'n uiltjie wanneer jy kan en rek jou lekker uit voor jy opstaan. Eet met geesdrif en oorgawe. Jy het dit nog nie gesien dat jy kom eet saam met my. Moet nooit voorgee om iets te wees wat jy nie is nie. Moenie byt as 'n grom genoeg is nie. As jy bly is, wys dit. Dans rond, wikkel jou hele lyf. As jy agterkom iemand het 'n slegte dag, bly choopstil en sit net 'n hele tyd siekies en styf daar by hom of haar. Ek het dit nou toegepas nou al so 'n tydjie van bly net stil en sit siekies. Nou vra my vrou vir my, ons het hom lanklaas gestry. So ek wil vir julle sê dit werk hoor. Sit net siekies en moet niks sê nie. En dan sluit hy dit deur 'n aanhaling van Billy Graham wat sê daar's meer vreugde in die swaai van 'n hond se stert as op die gesig van baie Christene. Dit was nogal vir my 'n mooi stukkie die. Dis hoekom ek dit vanmôre met julle deel. Ek het uit hierdie stukkie uit baie meer geleer as baie ander goed wat ek gelees het. So, dink maar aan jou hondjie, as jy jou hondjie sien, dan kyk jy hoekom groet hy jou. Hoe kom hy na toe? Hy's bly om jou te sien. Hy wys dit al is jy nie eers aandag hê, is hy nog altyd bly. En hy sorg dat hy aandag kry. So kom, ons geniet dit om kinders van die Here te wees. Ek sit vanmôre toe ek gaan vroeg môre opgestaan en gaan bid. Toe sit ek daar en ek dink by myself, wat 'n voorreg het ons om kinders van die Here te wees. Dis 'n geweldige groot voorreg. Dink 'n bietjie. Dis 'n voorreg om kind van God te wees. Is 'n voorreg om hom te ken. Is 'n voorreg om te weet ek behoort aan die Here. Wat 'n voorreg en daaroor is al genoeg om bly te wees en die naam van die Here groot te maak. Ek wil vir julle baie bekende gedeelte lees vanoggend. Ook in die week het ek gebid, ek het iets anders op my hart gehad en toe ek nou begin bid vir iemand en ek dink, hoe lank moet ek nou nog bid? Hoe lank moet ek nou nog vra? Hoe lank nog voordat die Here nou
dit doen wat hy gesê het. Toe kom hierdie gedeelte in my hart op en ek lees dit. En julle kan saam julle Bybel saam met my oopmaak in Matteus 7 vers 7 tot 11. Praat die Here Jesus met sy disippels. Jy kan die hele Matteus 7 gaan lees, daar's 'n klomp goed wat dit vooraf gaan, maar hierdie het my hart getref en ek wil dit met julle deel. Bid en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal vind. Klop en vir julle sal oopgemaak word. Want elkeen wat bid, ontvang. En hy wat soek, vind. En vir hom wat klop, sal oopgemaak word. Of wat 'n mens is daar onder julle wat as sy seun hom 'n brood vra om 'n klip sal gee, as hy hom 'n vis vra aan hom 'n slang sal gee. Hy sê, as julle wat sleg is, dan weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemel is, goeie dinge gee aan die wat hom bid. En dit tref my toe ek dit lees die volgende. Bid en vir julle sal gegee word. Nie miskien nie. Bid en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal vind. Dis nogal vir my daai woordjie sal is 'n groot verskil. Wat is in ons koppe? Ja, maar omdat. As. Daar is mos 'n woordjie met die naam van as. En vir hom wat klop, sal oopgemaak word. Miskien is die ou voor die deur. Miskien sal hy die deur oopmaak. Miskien sal hy kom help. Die Bybel sê, die Here het vir ons 'n geopende deur gegee. Hy het gekom, hy het die deur oopgesluit, sodat ons kan ingaan en met oorwinning leef. Ek het 'n ou geken, wat by die bank gekom het eendag, en toe, dis 11:00 in die môre, die bank is dan oop, daar staan wanneer hy oop is, en wat is ooptyd, toe klop hy die deur, aan die deur, laat hulle moet vir hom kom oopmaak. As jy by die bank se deur kom, dan maak jy hom oop, en dan stap jy daar in, want jy het die reg om daar in te stap, want jou geld is daar binne, of jou skuld is daar binne wat jy verantwoordelik is. So jy stap by daai deur in, die deur is oop, jy gaan in, want jy het 'n geopende deur om daar in te gaan, want jy het 'n kaart, of 'n oudtyd het ons 'n chequeboek gehad, die meeste weet nie eers meer wat dit is nie, en jy stap daar in, en jy kry die oorwinning daar binne, want daar is iemand wat jy gaan sien. Hy sê, want elkeen ontbid, ontvang. En as hy soek, dan vind hy. En vir hom wat klop, sal oopgemaak word. Hy herhaal dit in die volgende vers, waar hy sê, want elkeen wat bid, ontvang. So waar is die probleem nou, by die ontvang of by die bid? Daar sal daar vir hom gegee word as hy bid. Ek dink die probleem is by die bid. Ek dink die probleem is omdat ons nie bid nie. Jakobus sê dit, julle begeer en julle het nie. Julle pleeg moord en is naaiwerig. En julle kan niks verkry nie. Julle veg en maak oorlog. En julle het nie, omdat julle nie bid nie. Toe ek nou dit lees, kyk, ek is 'n ou wat moeilik nee vir 'n antwoord vat. En toe ek nou dit lees, toe dink ek, weet jy wat, ek moet so 'n bietjie baie van my goed verander. Ek moet eers bid en dan beklei. Ek moet nie eers beklei en dan bid nie. Want ons gaan baie keer, dan wil ons goed hê, en ons wil goed doen, en ons goed beklei, reg beklei, en ons het nie eers gebid voor ons het gedoen het nie. So die Bybel sê, bid en vir julle sal gegee word. Bid en die Here sal vir julle die deur oopmaak. Bid en die Here sal vir julle genade gee. Bid en hy sal julle help. En die duiwel is mos 'n meesterleenaar. En die eerste ding, die grootste ding wat hy haat in jou lewe is wanneer jy bid. Hy haat dit. Want dan weet hy, jy glo. Want 'n ou wat nie glo nie, hy bid nie. Ons bid omdat ons glo, daar's 'n God in die hemel wat in ons belangstel, wat lief is vir ons en wat ons wil help.
Ons bid omdat ons weet, daar's 'n God wat vir ons 'n geopende deur gegee het. Ons kan daar instap en ons kan sy heerlikheid en genade en guns ervaar en ons het nie nodig om te vrees nie. As ons bid, sal die Here ons help. As ons vra, sal ons kry. As ons klop, sal vir ons oopgemaak word en ons sal die oorwinning van die Here sien. En ek dink as ek vanmôre vra, wie van julle sit met goed wat julle al jare treiter en jy bid die Here daaroor en daar gebeur niks. Kan ek vra, wie? My hand is eerste op. Hier's baie van ons. Hier's baie van ons. Party is nou net te skaam om dit te erken, maar ek wil eintlik sê almal van ons sit met goed in ons harte wat ons voel, Here, jy moet my help. Here, jy moet genade gee. Here, jy moet kom en deurbreek en jy moet antwoord gee want ons het dit dringend nodig. As jy in Jakobus 4 gaan lees wat ek vir jou gesê het, hy wat nie omdat ons nie bid nie, ons beklei en veg al hy goed omdat ons nie bid nie, sê ook verder omdat ons dit in ons welleste wil deurbring. Maar daar's baie goed in ons lewe wat dit nie so is nie. 'n Belangrike ding, verskriklik belangrik, wat jou treiter, terwyl ek bid in hierdie week en aan my kantoor sit en ek sê, Here, maar as ek vir u hierdie ding vra, dan vra ek direk in u wil. Dan vra ek presies wat u wil doen. Hoekom antwoord u nie? Ons moet, as ons na die Here toe gaan, moet ons met beslisheid gaan. Die Here het nie, hy is besig. God is skepper. Hy het nie tyd vir baie storieetjies en baie praatjies nie. Jy moenie dink as jy jouself begin jammer kry, die Here gaan jou help nie. Hy help nie mense wat hulle self jammer kry nie. Hy help mense wat na hom toe kom met beslisheid en voor hom kom staan en sê, Here, gee my genade. En die Here sal dit vir jou gee. En daar's vir my 'n oulike ou tannie in die Bybel. Kyk, ek het my maale is goeie mense gewees. Maar ek was bly dis my vrou gewees. My ma se familie nie, want ons het nie lank gehou het nie. Maar dit was mense wat as hulle iets wil doen, dan doen hulle dit en niks stuit hulle nie. Niks. Hulle staan op, hulle neem 'n besluit, hulle bid die Here en die Here antwoord hulle. En hier was so ou tannie in die Bybel ook. Toe ek aan hierdie ding begin dink terwyl ek bid, toe kom sy so in my hart op. Lukas 18. Maak gou jou Bybel daar oop. Gaan vir jou lees wat daar staan. Ek lees nou in die ou vertaling, as jy 'n ander vertaling het, maak nie saak, dit sê maar min of meer dieselfde. Die ou vertaling is so reguit op die man af, sonder draaie, reguit in jou gesig. Lukas 18:1. En hy het ook aan hulle 'n gelykenis vertel met die oog daarop dat 'n mens gedurig moet bid en nie moedeloos word nie. Die Here Jesus self. Dis nie 'n slim man wat geskryf het ietsie, dis die Here Jesus self het dit geskryf. Gesê, daar was 'n regter in die stad wat God nie gevrees en geen mense ontsien het nie. Hierdie was 'n kwaai ou. Hy het hom nie gesteer aan wie voor hom staan nie. Hy het hom nie gesteer as daar iemand is wat staan en hartseer is en jammerhartig is nie. Hy het die mense behandel presies op die wet, presies soos dit moet wees, so het hy opgetree. En daar was in daardie stad 'n weduwee en sy het gedurig na hom gekom en gesê, doen reg aan my teenoor my teeparty. Sy het 'n ding met iemand aan die gang gehad, wat nie reg was nie, en wat sy hulp voor nodig gehad. En ek dink die regter het gevoel, ag man, jy's dalk oud, jy's 'n weduwee, los dit uit, ek het nie nou tyd vir jou nie. In die 4de vers sê, en 'n tyd lank wou hy nie, maar daarna het hy by homself gesê, al vrees ek ook nie, en al ontsien ek geen mens nie, tog sal ek, omdat hierdie weduwee my moeite gee, aan haar reg doen, sodat sy eintlik kom en my, voordat sy eintlik kom en my in die gesig slaan. Nou, ek sien die prentjie. Ek sien, hier is die Landros op pad na die Landros kantoor toe. En daar staan die ou vaal karretjie voor die deur.
En hy weet nou al wie se ou vuilkarretjie is dit. En hy weet nou al, hier kom 'n vrou in wat 'n afspraak met hom wil hê. En hy het vir die mense gesê, hy is besig. Hy sê dis reg, sê sy dis reg, maar as hy 'n tydjie het, wil ek hom net sien. En daar kom stap sy daarin. En ek sien dit was die tweede môre. Dit was die derde môre. Dit was die vierde môre. En sy stap daarin. En toe sy weer een môre daar kom stop, toe sê hy vir sy diensknegte, sê vir daai vrou, sy kan kry wat sy wil hê. Sy kom net nie weer hier by my plek in en kom pla my nie, want ek kan dit nie meer hanteer nie. Die Here Jesus vertel hierdie storie, nie ek nie. Nog sal ek, omdat hierdie weduwee my moeite gee en haar reg doen, sodat sy nie eintlik kom en my in die gesig slaan nie. So hierdie antjie was nogal moeilik, want hy het gedink ek in alpakkery, want sy wil gehoor wees. Toe sê die Here, hoor wat hierdie onregverdigde regter sê. Luister net wat sê hierdie ou. En hy sê, sal God dan nie reg doen aan sy uitverkorenes wat dag en nag tot hom roep, al is hy ook lankmoedig in hulle vergeval. Nou dit sê vir my, Jesus sê, ek sal na julle luister. Ek sal na julle luister. Ek sal julle antwoord. Ek sal jou antwoord vir jou gee. En jy het nie nodig om te vrees nie. Maar jy weet, daar's 'n Engelse spreekwoord wat sê, of is 'n liedjie eintlik. Prayer is the key to heaven, but faith unlocks the door. As jy begin bid, dan gaan daar in jou hart geloof opkom. Daai het dan net by die huis gesit en sy het gedink en gewonder, hoe gaan ek maak? En daar was net een oplossing, en dit was die regter. Daar was nie iemand anders nie. En sy het besluit, ek gaan hom moeilikheid gee tot hy antwoord. Sy het in haar karretjie geklim en sy het gery tot voor hy landdroskantoor. Vroegmôre daar waar hy inry het sy klaar gestaan, want hy moet antwoord. As ons so na die Here toe kan gaan, sal ons antwoord by die Here kry en sal hy dit vir ons gee, is ek verseker. Toe ek oor my saak bid, toe sê ek, Here, ek bid nou lank genoeg. So kan ek nie vra en u antwoord nie. So kan ek nie pleit en u hoor nie my stem nie. U moet luister, hierdie saak is vir my 'n probleem, dis vir my 'n lewensbelangrike probleem, die Here moet help en die Here moet antwoord. Nou gaan hy aan die 8ste vers. Ek sê vir julle, dat hy gou aan julle reg sal doen, maar as die Seun van die mens kom, sal hy wel die geloof op die aarde vind. Sal hy dit vind? Ons gee so maklik op. Ag, wat, ek hoor dit baie. Wat moet wees, sal wees. Nee, die Here het vir ons die geleentheid gegee om na hom toe te gaan, voor hom toe gaan staan en sê, Here, help. U genade is vir my genoeg, maar hierdie saak moet u vir my 'n oplossing gee. Ek moet dit kry, ek moet dit dringend kry, ek moet dit nou kry, want u is die God op wie ek vertrou. Hy vra 'n vraag. Hy sê, sal ek die geloof op die aarde vind? Sal ek dit vind? Wat se geloof is in jou hart? Wat se geloof is by jou? Is jy maar net, ag, wat miskien, as die Here wil, sal dit wees. Hy soek mense wat na sy troon toe kan gaan, wat hom kan vasgryp en sê, Here, gee my genade. Here, antwoord my en gee vir my 'n oplossing. Ek moet dit kry. Ek dink ook aan 'n ander geval. Dink maar net aan hierdie goed wat in die Bybel gebeur het terwyl ek bid. Terwyl ek hierdie vers gesit en lees het, toe dink ek aan ander gevalle waar mense na die Here toe gegaan het. En hoe tree mense op? Die opwekking van Lazarus. Aan Johannes 11, maak haar oop, gou vinnig. Is 44 verse, ek sal nie almal lees nie. En daar was 'n man siek, Lazarus van Betanië, die dorp van Maria en haar suster Martha. En hierdie Maria was die een wat die Here se voete gewas het en met haar hare afgedroog het.
Die susters het toe na hom gestuur en gesê, Here, hy vir wie u liefhet, is siek. So hy het vir Lazarus geken. Want hy sê, vir hom vir wie u liefhet, is siek. Hy het vir Lazarus geken. Die Here ken mos vir jou en jy ken mos vir hom. Is dit nie so nie? En hulle laat hom roep en hy kom nie. En Lazarus sterf. Maar hulle geloof het opgehou. Want toe hulle daar kom, jy kan dit self verder gaan lees. Ek gaan nou sommer uit my sê, soos wat ek nou dit onthou, soos ek die hele stuk gelees het. Toe hy daar kom, hy sê, waar is Lazarus? Toe sê hulle, Here, maar as u hier was, sou hy nie gesterf het nie. Toe sê ja, sê vir hulle, maar waar is hy? Toe sê sy, ja, eendag in die opstanding sal hy ook opstaan. Dis mos nou ons manier, ons skuif altyd die goed 'n bietjie vorentoe. Ja, maar wat dit sal seker nog en dit gaan nog. Dis deel van die duiwel daai, wat vir jou wil laat uitstel, want hy weet van uitstel kom afstel. Hy weet as jy nou maar net, ja, wat is alright, ons hoop maar vir die beste. Dis nie wat die Here soek nie. Hy sê, waar is sy graf? En hy gaan na daai graf van Lazarus toe. En hy gaan staan voor hy graf. En die Bybel sê, hy het opgekyk en hy het gebid tot sy vader. En hy het gesê, Lazarus, kom uit. Toe kom daai man wat 4 dae dood was, uit die graf uitgestap. Sy hande en alles in sy gesig was met doeke toegedraai. Toe sê die Here Jesus, maak hom los, laat hy kan sien. En ek wil vanmôre sê, Here, maak ons oë oop en maak die grafdoeke van ons af, sodat ons kan sien dat die Here sal antwoord. Ek wil vanmôre vir jou sê, die Here sal jou antwoord as jy na hom toe gaan. Ek het al mense gevra, sê hulle, maar ek moet bid vir hulle, want hulle bid, daar gebeur iets. Dan sê hulle vir my, maar hulle het gebid, dan sê ek, is nie waar jy jok? Want dan sal jy dit gekry het. Dan sê my vrou, jy is nou onbeskof met die mense. Sê die Bybel, ek lees hier. Of wat 'n mens is daar. Nee, bid en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal vind. Klop en vir julle sal oopgemaak word. Gaan na die Here toe met jou hele hart, moet beslisheid en sê, Here, help. Ek het 'n ding nogal opgemerk, wanneer jy vir iemand begin bid, en vir iets begin bid, dan gebeur baie keer die teenoorgestelde. Ek het al, jy weet, ek weet nie, of die Here nou maar net ons geloof toets, of wat hy maak nie, of maar net, maar daar's mos nou nog 'n ou wat hoor. Daar's mos 'n dief en 'n rower, wat ook hoor, hy is mos nie doof nie. Hy hoor presies wat ons vra. En nou sit hy mos daai klomp ongeregtigheid ook aan die gang, en die kom ook nou nog hier verby, en daar kom die ellende, en dit kom vang ook die man, en dan sit jy, en dan dink jy, nou maar hoekom ek bid dan, en kyk wat gebeur. Kyk wat gebeur. Maar ek wil vir jou sê, agter die skerms is God aan die gang. Agter die skerm stuur hy sy engele uit, as dienende geeste vir hulle wat die saligheid beerwe het. Agter die skerms is hy besig om 'n oplossing te bring en vir jou oorwinning te bring wat jou sal jubel en jou laat juig van sy oorwinning. Toe Daniel op sy siekste was, en ek sê, nou is dit verby. Ek sê vir my broer, toe hy vra hoe dit gaan, sê ek vir hom, jong, as die Here ons nie help nie, is dit klaar. Hy sê vir my, nee jong, ek sê wel ou broer, dis waar ons staan, en hy bring my vrou op, die dag saam, hy het nogal spesiaal gery om haar te bring, toe sy moet hospitaal toe kom, terwyl ek daar is. Toe stap hy daar in, en vreeslik vrolik, en toe hy uitstap, toe loop die trane so oor sy wange. Hy sê vir my 2 jaar daarna, terwyl ons eendag gesels, daai dag, het ek vir my vrou gesê, dis klaar, dis verby. My Jesus, lyk dit hy lewe. Maar vir 6 dae sit ek my kos eenkant, alles eenkant, en ek bid langs sy bed. En ek sê, Heer,
U kan. God is in staat. Die Here kan 'n wonderwerk doen. My God kan 'n wonderwerk doen. Ek weet, hy gaan oorwinning gee. Dan preek die duiwel vir my hier van agteraf, ag vir jou. Hoeveel mense se kinders is al oorlede wat hierdie siekte gehad het en hulle lewe nie vandag nie. Hoekom moet hy vir jou help? Dan sê ek omdat die Bybel sê, vir hulle wat bid sal gegee word. Hulle wat soek sal vind. Hulle wat klop vir hulle sal oopgemaak word. En God het die genesing deur oopgemaak, om gesond gemaak. Hy sit vandag hier 12, 11 jaar later. Die Here se genade is groter as alles wat daar is. Ek wil vanmôre vir jou sê, vat jou saak na die Here toe. Sal hy hierdie geloof by jou vind, wat by ons ou tannie was. Hierdie ou tannie van Lukas 18. Hy man het gesê, sy het nie so gevat nie. Sy wil gehad het wat sy wil hê. En God het haar hart raak gesien. Dit het sy hart geroer. Hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is en 'n beloner van die wat hom soek, sê Hebreërs 6. 'n Beloner van die wat hom soek. Hy sal jou antwoord. Hy sal jou genade gee. Hy sal jou guns bewys. Hy sal jou help. As jy vanmôre hier sit en jy sê, Here, ek kom met 'n saak na U toe. Dan bely jy nou eers jou sonde, voor ons nou bid, dan sê jy, Here, ek het ook nou al opgegee. Dit het nou al so ver gegaan, dat ek nou al gedink het, nee, wat? Dis verby. Dit sal nie meer werk nie. Bely dit voor die Here. Here, daar waar jy sit, bely dit sommer voor die Here. Sê, Here, ek bely. Ek bely, ek het nou al opgegee. Die omstandighede het so vererger. En dit gaan net aan, en dit gaan net aan, laat ek nou al voel, dit sal nie meer werk nie. Maar ek gaan nie vanmôre op wat ek voel nie, ek gaan op die waarheid van U woord wat sê, vir hulle wat bid, ontvang. Hulle wat vra kry, hulle wat klop sal oopgemaak word. U sal vanmôre die deur oopmaak en oorwinning gee. U sal vanmôre kom en U leermag aan die gang sit en begin werk in harte, begin werk in omstandighede en U gaan dit omdraai sodat ons U heerlikheid sal sien en die oorwinning van die Here sal ervaar. Ons glo dit vanmôre, Here, met ons hele hart. Ons vat dit vanmôre en ons maak dit ons eie. En Here, U sal hierdie geloof op aarde by my vind. Bid dit vanmôre daar waar jy staan, sê, Here, U sal hierdie geloof by my vind, wat aanhou glo, aanhou vra, aanhou klop, aanhou soek, totdat U antwoord, en U die antwoord vir my sal gee. Ons bid dit in Jesus se naam, en ons weet U sal dit doen, want U is 'n waarmaker van U woord. 'n Waarmaker van U woord. Die Bybel sê, weet julle wat sê die Bybel? Waar 2 of 3 saamstem oor 'n saak. Daai woord saamstem beteken harmoniseer. Kom artikel, kan maar kom musiek maak. Maak dit harmoniseer. Waar dit harmoniseer. As hulle nou hier musiek maak vanmôre, hulle kan daar musiek maak. Alles werk saam. As ek die dromme vat, sal julle gou agterkom, daar is nie tyd nie. En as ek sing, sal julle gou agterkom, daar is nie 'n noot nie. Maar as hulle saam sing, is hulle op een noot. Alles is saam en hulle doen dit saam. Hulle harmoniseer sodat ons saam kan die naam van die Here groot maak. En as jy vanmôre hierso is en jy sê, bid net saam met my. Bid net saam met my, ek het 'n saak. Ek wil hê jy moet saam met my, waar 2 of 3 oor 'n saak saamstem, sê die Here, sal dit 'n ligte beerd val. Is jy welkom, kom staan. Is jy welkom om te kom? Jy's welkom om te kom en te sê, bid saam met my. Ek glo vanmôre die Here en ons gaan saam met jou glo vir dit wat God kan doen. Terwyl hulle sing vanmôre, is jy welkom
om te kom en ons bid saam met jou. Dis ook 'n geloofstap om te neem, om uit te kom en te sê, dat die duiwel dit kan sien, jou beslisheid kan sien, en dat die Here kan sien, hier kom iemand, antwoord. My Here, antwoord my. Terwyl hulle sing vanmôre, gaan ons op die Here wag, gaan ons sê, Here, ek weet, U gaan antwoord. Here, ek weet, U gaan 'n oplossing bring. Here, ek weet. Here Jesus, ons kom na U toe. U maak die onmoontlike moontlik. U maak die hemel oop vanmôre. U sien vanmôre hierdie moederhart en ek bid in Jesus se naam vir antwoord, vir deurbraak, vir dit wat God kan doen. Ons sal verstom staan wat U doen wanneer U beginne werk. Ek bid dit in Jesus naam en ek sê vir U dankie daarvoor. Amen. Ja, Here Jesus, U kan harte verander. U kan mense se lewens verander. U kan hulle omdraai in Jesus se naam. Ons draai hulle vanmôre om in U rigting, sodat hulle U sal sien in al U heerlikheid en in al U guns. Ek bid, Here, dat U waarlik sal 'n oplossing gee, dat daar sal harmonie kom en die oorwinning van die Here. Ek bid dit in Jesus naam en ek sê vir U dankie. Amen. Prys die Here.